persoon vir my stuur, asof jy vir my sê. Net so vinnig, met al die verkeerde datums, kry dit nie reg nie, broer. Na al die 100 jare kry ek die datums reg. Môre verjaar Stefan Engelbrecht, dinsdag aand, Bybelstudie by Pastoor Johan, woensdag aand ons. Gaan dit hierdie keer woensdag aand wees, die voorstanders. Dis van hier die dorp. Jy ook nie. Ja, hier is Fanny is 'n wandeland en my vrou is 'n Grootfontein. Ek sukkel om die twee by mekaar te kry, Christel. Wat is in my Grootfontein met die mense daar wat lê? Water. Soos daar water is dit goed. En 'n mooi skool. En 'n mooi skool. So, dit woensdag aand, voorsangers om dit uur. Donderdag, 'n Vrydag verjaar Anita Jacobs. As jaarboek kontak en saterdag, dis die Tulela Wolfdag, onthou om die etekaartjies by Pastoor Johan te bespreek en te kry. Dis al wat jy hoef te doen. Fanny en Jan gaan en Pastoor Johan gaan vir ons verteenwoordig daar. As jy wil gaan speel, is jy welkom. Dis amper soos visvang. Dink jy nie? Visvang bring jy. Hierdie slaat nie reg. En dan loop jy agter hom aan om weer te staan. Dis daar verskriklik. Slawies. Daai doen dit. Ek het nog 'n ekstra figuur. En dan volgende Sondag het ons nagmaal. Pastoor Johan bedien in Potchefstroom volgende Sondag. En dan sal julle nou maar weer na my luister. Ek het duidelik gehoor iemand vra wanneer preek jy nou weer 'n slag? So, Sondag kom en dan sal ek nou weer 'n slag preek. Dan het ek vir die stukkie gekry van 'n boer is 'n blikskottel. Nou, dis my sterkste vloekwoord wat ek nou vir die datum geskryf het. Dit het nogal my hart geraak. Jy het nie 'n boertjie gekry nie. Kan nie alweer gee tog? Dis dan nie meer. Pastoor het alles uitgegee. Ek alles uitgegee, reg. Onthou die 27ste het ons verkoop weer, weet jy nou waar? Wag julle vir ons. Vir die eerste keer wag die vrouens vir die kerkraad verslag, dat ons kan besluit. Anders te gee hulle vir ons 'n datum, 'n reining. So, die 27ste, ek is net nie seker of dit weer daar by Slappie se plek gaan wees, of dit by die slaghuis gaan wees nie. En dan die 30ste September, op die blaadjie sal jy nog ongelukkig sien, dis verkeerd. Die 30ste September, nie 30 Augustus nie, is ons steekaand. Die beeste word vet gemaak, die steaks sit al so en die beeste moet geslag word, hulle sal seker nou kort geslag word. So daar die steaks. En dan die 2de tot die 5de, onthou jy nou van Pastoor Tini Barnard wat ons gaan bedien.
En dan is daar weer 'n stukkie van, ek het dit nogal geniet, dus kom ek het geplaas het, en oop praat, dat 'n mens lees dit, geniet dit, soos wat ek het geniet het. Ek lees vanmôre Kolossense 1 vers 9, en dit het my weer geraak. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra. Hoor wat bid en vra. Hy sê, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, dat jy vol sal wees van die kennis van God se wil, dat jy sal weet wat God vir jou wil hê, so eenvoudig is dit. Dat jy sal oortuig wees, ten volle oortuig wees, bewus sal wees van dit wat God vir jou gestoor het, in wysheid en geestelike insig, dat jy dit sal vasgryp, en vanmôre is ons nog altyd op pad daarmee, terwyl ons na die grootste opdrag, die boodskap van vanmôre gaan luister. Dis deel van ons opdrag, dis die wil van God, dis die wil van God vir ons lewens, so sal verstaan. Mis ek enigiets? Die sondagskoolkinders na die sang agtertoe, en die wat wil vla swaai, is welkom, dat is vla daar agter, en na die diens sal daar 'n breedjie met 'n wat in lees, en 'n koffietjie, en vir slappies en ander mense, tee. Staan saam met my nou bid. Halleluja. Net so vir 'n oomblik, spreek maar 'n bietjie vrede oor jou hart, oor jou siel. As jy die persoon langs jou in vrede wil seën, dan doen jy dit. Sit daar hand op 'n skouer en sê net, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, spreek ek oor jou in Jesus naam. Onse Vader wat in die hemel is, ons is so bevoorreg om te kan sê, Vader, dat die Here God van al die tye, die Skepper Here, ons Vader kan wees. Die Here op wie ons vertrou, die Here in wie ons geloof, ons alles stel, Here in U en wie ons lewens geplaas het, want ons weet, U kan dit beter beheer as ons. Ek wil U loof, maar ek wil ook luister na wat die Gees van die Here vir my sê. Here, daarom elke dag van my lewe wil ek in U gesetel wees. En soos ons vanmôre die skrif lees, wat sê, om die wil van God vir my lewe te verstaan, te ken en uit te leef. En ek weet, Here, daarin is groot blydskap en vervulling. Ek loof die Here dat ons as gemeente die Here kan aanbid en kan prys en 'n lofsang vir U kan sing uit ons hart uit, want dit is die vrugte wat ons gee, want ons prys die naam, Here. Vader, aan U die lof en eer tot in ewigheid. In die samesang, in die aanbidding, in die boodskap, Here, elke oomblik weet ek kan en wil ons nie sonder U teenwoordigheid en U leiding en U heerlikheid nie. Here, daarom is daar nie meer vir ons 'n gedagte van terugkeer nie. Daar's net 'n gedagte van Jesus Christus en hom as die gekruisigde, die leidsman en einddoel van my geloof, vorentoe saam met Jesus, saam met in die geregtigheid, saam tot eer van God. En vanmôre weer, Here, ek sal graag U hand wil vat, maar ek weet, U gryp beter na ons. Vat maar my hand asseblief, Here, en lei ons in spore van geregtigheid om U naam se ontwil. Here, laat hierdie diens weer eens, You won't leave here like you came, in Jesus' name, moontlik wees. In Jesus' naam prys ek die Vader. Amen. Kom ons sing lekker, ons prys die Here. Alles wat in ons is, sy heilige naam.
Wil jy dit nie maar 'n oomblik net vat en sê, Here, ek glo dat Jesus Christus is God se seun. U het vir ons in hierdie lewe kom sterwe, u het vir ons opgestaan uit die dood. Here, en ek kan maar net my knie buig in die aanneming. Ek kan maar net buig en sê, Here, kom woon in my asseblief. In Jesus naam. Dankie, Here. And that
Here het alles gemaak. Tot ons voordeel, Here, en ons kan dit geniet, en ons is die skepsele, Here, gekoop en gewas en geskep deur die Here God. Halleluja. Hoe groot is ons God. Prys Hom. Halleluja. Yes, my God. Yes, my Bely my sonde, dit wat verkeerd is. Net vir U sê, kom woon in my Here. Kom woon in ons Here. Kom woon in die kinders Here. Kom woon in ons, maak ons een Here. In die naam van Jesus. Oh, I worship You, Jesus. I worship You, Jesus. Kita baso sepenta rabatiria batu. Rabashandara kasetere tabasilia bauda laboshopo rokoseleta likosonto rokobia baba labashetera rakusuku turubutitia lebenda baba basikia manura eshendara kasitia. Oh, bless You. Oh, bless You. Hallelujah. Sê vanmôre vir jou, ek het 'n welgevalle in jou lewe. Ek het jou geskape, jy is myne. Ek het jou gemaak na my vereistes. Ek het die lewe laat jou by jou laat deurgaan en verbygaan, soos wat ek jou voorberei het. Maar ek het ook oor jou 'n manier van liefde gespan, want ek is lief vir jou. Ek het ook oor jou my lewe gebring, ek het ook oor jou uitgered en uitgeruk by soveel kere, wat jy nie eens kan onthou nie. Soos wat jou hart klop en jy nie te wonder daaroor nie, so is dit by jou en jy hoef nie te wonder daaroor nie. Maar vanmôre soek ek
meer van jou. Vanmôre soek ek jou hart, jou gees, jou liggaam, sodat alles aan my kan behoort en ek jou kan seën en versterk en gebruik in my dienswerk, sê hy. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Halleluja. Wat so 'n oomblik en maak so groepies van 3-4 by mekaar en seën mekaar vir hulle. Bid vir mekaar as dit nodig is. As iemand siek is, bid vir hulle. Behoefte het, bid vir hulle. Iemand net moet seën as jy nie weet wat om te bid nie, sê net Here, seën hulle met liefde, seën hulle met vrede. O, in die naam van Jesus, Here, hierdie kerk trek nader aan U. Die kinders trek nader aan U voete, Here. Halleluja. En as jy voel jy moet jou hart aan die Here gee vanmôre, kom gerus vorentoe. Kom staan hier en sê ek wil met Jesus vasloop. Kom dat jy die Here aanneem. Strome van lewende water in jou binneste kan vloei en tye van verkwikking voor die aangesig van die Here kan geniet. Oh my Lord, you are wonderful. Oh my Lord, we worship you. Dankie Here, dankie Vader, dankie Heilige Gees. Dankie Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you. Stap hier iemand in en sê, "Hi Poppy, maar ek ken vir jou." Enigste mens wat meer mense kan sê. Ek kan my neef Jannie onthou, daar sy maale het saam met my ouma of naby my ouma groot kere, daar langs die Oranje rivier geboer. En dan loop ons daar tussen die land dan. Pluk hulle 'n span spek, dan kry elke man 'n span spek, nie 'n skyfie nie. En dan sê ek nou, hoe eet ons hom nou? Dan vat hulle 'n hoepel, dan buig hulle die hoepel so krom en dan eet jy hom so uit. Dan word die wat lemoen gevat en net so gelaat val. En soos hy oopbars, hy sê hy 'n ou man geword voordat hy die eerste keer 'n skyf wat lemoen geëet het, hy het net kroon geëet. Dan is my lekker om te kan sê ek is familie van jou in Christus. Deur my oupa en my ouma. En jou saam met jou die Here te kan dien en te bedien. En dankie vir die afgelope 3 dae. Dit wat jy met ons gedeel het. Een iets wat jy gesê het wat my pla. Hy praat met die man en die man sê vir hom, "Van waar af is jy?" Want Tsumebse mense doen nie dit. Tsumebse mense verkondig nie vir my die evangelie.
ek sien jou vermoë. Die Here jou steeds vas in ons hart. Dankie Jan. Ja. Goeiemôre, die wat ek nog nie ken nie. Ek moet sê, as ek nou so kyk, ken ek omtrent die helfte van die mense. So dit is vir my ook 'n wonderlike voorreg om hier te wees. En as ek so sien ons familie, wat die Here dien, dan weet ek, toe ek 'n klein seentjie was, het ek altyd by die ouma grootjie van hom, het ek altyd sy riethuisie op 'n berg gehad, of op 'n koppie agter 'n huis. En sy elke dag het sy teen die koppie uitgestap. En dan het sy in hierdie huisie ingegaan by 'n bankie en daar het sy gekniel. Nou toe ek later tot bekering kom in my lewe op 29 jarige ouderdom, toe was dit die eerste ding wat ek begin verstaan en besef het. Ek het nooit regtig besef, as ek in die woord van die Here lees, oor smeeking, het ek dit nie lekker verstaan nie. Ons het ons nou so kjamoe groot geword, julle weet ons nou allemaal hier, nou weer baie konservatief, en veral die ou manne, hulle wys maar nie maklik emosie nie. Dus ek kan vanaand, of as ek nou enige dag vir iemand vra, wie sal vir ons voorbidding doen, dan sal baie mense opstaan. As ek vra, wie gaan danksegging doen vir dit en dit, gaan daar baie mense heel moontlik opstaan. Maar die oomblik as ek sê, wie is bereid om te smeek vir iets, dan is daar stilte. Nou dis een ding wat ouma verstaan het. En dit was om voor God te smeek. Ek het as 'n klein seentjie, dat sy speel in die spoelklippe, daar agter die huisie waar sy besig is om hier agter my te bid, op die top van haar stem. En dan smeek sy so voor God, en sy noem die kinders se name, elkeen. En sy noem die kleinkinders se name, en die agterkleinkinders, en so het sy voor die Here die hele tyd op die top van haar stem gesmeek voor God. En ek het baie gehoor hoe sy by een vassteek en skree, o God, asseblief red haar siel. Dan raak ek aan die Heiligskind. Toe ek ons nog nie geweet wat die Psalm oor die Heilige Gees. Dan word ek aan die Heilige, druk my trane nou hier so op die spoelklippies, dat ek kinders maar hy blind daar nou mooi. En dan hou ek later op, en die Heilige weer 'n stukkie, wat ek nie geweet wat dit is nie. Later toe ek tot bekering kom, vir die Here begin werk, toe begin ek besef, dit was die Psalm van die Heilige Gees. Ouma het baie gesukkel om oor my pa se dood te kom. Dit was 'n wrede ding wat in ons familie gebeur het. In 'n vakansietyd, Desember maand, almal is op pad see toe, almal is by die see, en die volgende oomblik, op die strand. Sy is 3 maande swanger met my ma, sy is 25 jaar oud, my pa was 29, my boetie het daai dag 3 geword, my ouer broer, my oudste broer was 5 jaar oud. Sit my ma, 25-jarige jong vrou, op die strand, op 'n Kersdag, en 'n man verdrink voor haar. Moeder het 45 jaar daar die seer in haar gedra en gehuil elke keer as sy daarvan gepraat het. Tot op 'n dag wat ek met haar gesit het en die Gees van die Here vir my gesê, sê vir haar, ek het haar nie gedrop nie. En ek sê, mamma, die Here sê ek jou nie daai dag gedrop nie. Want my ma het gesukkel om God se liefde te verstaan. En dis hoekom ek graag daaroor bedien. My ma het gesukkel om God se liefde te verstaan.
25 jaar oud op die strand met haar 2 seentjies en sy swanger, alleen los op die strand. En die ergste van alles is, hulle het 'n chef Impala gehad. Hy was omtrent so lank soos die vanaf na pastoor Dennis toe. En sy het die lisensie gehad. En hulle is in Walvis Bay op daai stadium, dit het by Dolfijnstrand gebeur. En toe moet hulle terugkom wat jy waarom toe. Na niks toe nie. Daar was nie eens iemand om my pa te begrawe nie. Hulle het 'n Romeinse priester gevra om hom te begrawe. Nou ek het groot geword in hierdie lekker deel mekaar familie. Van 'n stiefpa later, wat 'n 7-daagse Adventis is, so ek mag nie Saterdag daar voeltjies geskiet het nie. En my ma, en die kerk, ek mag nie Sondag visvang nie. En ouma Janet, hulle was apostolies, solank jy die Here prys, kan jy alles doen. So ek het baie by hulle gaan kyk. So, en dit is maar in hierdie atmosfeer wat ek groot geword het en opgegroei het, eintlik maar seker soos enige Namibiese seun. En daar teen die Oranje rivier is dit maar bietjie anders. Ek was al 'n groot getroude man, toe hoor ek iemand sê dis warm. My pa het gesê, Noordoor sê nie dis warm nie, dan soek jy geselskap. Almal weet dis warm, want dit is Noordoor. So, ons gaan pastoor Dennis en pastoor Juan, dankie vir die geleentheid wat ons het om ook die disipelskap kursus by julle aan te gebied het. Dis altyd 'n groot voorreg. Hoekom die Here dit op my hart lê om met hierdie kursus in die land te gaan waar die deure vir ons oopgaan, is om mense te rig. Mense, dis nie iets wat jy nie weet nie. Soos die mense wat die kursus bygewoon het, sou dit ervaar het, dis niks nie wat jy nog nooit gehoor het as gelowige nie. Maar dis om sekere goed vir jou in die regte rigting te sit, dat jy 'n effektiewe sielewenner word. Ons verval so maklik in ek is kind van die Here, en daar stop dit nou daar. En dis 'n baie gevaarlike ding. Dit help nie, jy koop 'n Mercedes-Benz van 1.2 of 1.3 miljoen en hy staan maar heeltyd in die garage. Dat beteken nie vir jou niks. Dit help nie, jy koop 'n nuwe stroper van wat kos dit is, daar seker 3 miljoen. Dit help nie, jy koop 'n nuwe stroper en hy staan in die stoor en daar word niks op 'n akker geplant en daar word niks gesaai nie en jy het daai ding ten duurste gekoop. Wat sal ons gee as losprys vir ons siel? Wat se prys het Jesus betaal dat siele kan inkom? En vir een of ander rede het die kerk langs die pad sy mandaat afgestaan. Ek weet nie vir wie nie. En dis asof ons op 'n busstop sit en wag van wanneer gaan die siele tot bekering kom? Wanneer gaan die herlewing uitbreek? Julle ken mos daai ding van mense wat vir jou sê, "Jong, ek wag op die Here." Weet julle hoeveel keer wag die Here op ons? Want hy is opgewonde om sy krag en sy salwing uit te giet. Maar nou sit ons in wag. Ons ken mos die beginsel van wat jy saai, sal jy maai. So as ons begin effektief en aktief siele wen vir die Here, dan hoef ons nie wag vir iets om te gebeur nie, dan gaan dit gebeur. Amen. En hierdie sertifikaat wat ek nou vanoggend uitdeel, ek dink nie almal is seker hier wat die kursus gedoen het nie, maar vir die wat hier is, hierdie is geen kwalifikasie nie, maar hang hom of sit hom in jou huis op 'n plek dat jou soveel as moontlik sien om jou te herinner aan wat jy hierdie naweek beleef het, terwyl ons hierdie sielewenners aangebied het. Ja. Delta. Ja. As jy jou sertifikaat gekry het, dan staan jy net vir ons so net graag
moet ek die van almal neem. Hou hom soos 'n laerskoolkind so voorbeeld. Lenny, Sy is nie vandag nie. as sy nie so nie, kyk, sit nie, my vriend, mag dit wat jy gehoor het, oor hierdie naam, in jou hart bly, en dit uitleef, en dat jy 'n ander sal wees, 'n ander wat sy lewe uit mekaar uitgeval het, en jy is 'n stukkie weet hoe om daar kan sit, in die naam van Jesus. Amen. Hulle noem maar, hulle dat klein tyd Helena genoem, dis daar noem hulle haar Lientjie, Steenkamp. Lientjie, ek weet hoe lang brand dit in jou hart, om 'n sielewenner te wees, en ek weet jy is lang kan eenheid, en mag hierdie waarheid wat jy ook oor die naweek gehoor het, mag die Here jou kragtig gebruik, of hulle jou nou in 'n skool op die dak, of onder, of in die kantoor sit, mag jy 'n verskil maak vir die Here, want ek weet dis jou passie. God bless you. Reiner, dis nie van hierdie wat ek sommer net uitspreek, jy moet vir hom mooi kyk. Spreek hom nie uit. Jy spreek jou sê nie Kom hier. Reiner, mag die Here vir jou gebruik. Wat doen jy vir 'n lewe? IT. Dis 'n wille wêreld daai. Gelukkige wêreld wat ek nie baie van haar weet nie, so mag die Here jou kragtig gebruik. Sonja, toe. So nie. Wat vir ons altyd lekker is, as ons die kursus aanbied, dit gebeur by ander dorpe, dat ander gemeentes en ander gemeentemense ook die kursus bymaak, deel maak van, en op die einde van die dag, die kosbare getuies wat ons terugkry, van hoe die Here ook hulle lewe in hulle gemeente op die einde van die dag weer. Reinhard man, Reinhard, ek hoor jy is 'n meelenaar, en 'n boer, en 'n skrip. Jy sou optrek soos ek iemand vra nou die dag vir my, Janie Silverman, is daar iets wat jy nie kan doen nie? Ek sê, ek het nog net nie oop hartoperasie gedoen nie, maar as ek 'n goeie assistent het, sal ek dit oorweeg. Maar mag die Here vir jou seën met dit. Daar waar jy beweeg, jy kom op plekke waar ek en pastoor hulle nie kan kom. Mag jy God jou kragtig gebruik om verskil te maak vir sy koninkryk. Amen. Babi, kom. Babi, kom. Babi, mag die Here jou seën, my suster. Ek weet jy kom aan die pad lank aan. En dis lekker as die Here 'n mens so
kan hy dan lekker na. Nou sien jy, nou sien ek, hy nou ook daai, my pa se regte naam was Johannes. En toe kry ek sy noemnaam Jannie. Nou sien ek, hier is ook so geval. Hy Johannes wat Jannie genoem word, nou wonder ek wat is die storie. My broeder, mag die Here jou kragte gebruik soos hy alreeds doen. En dit was nie 'n maklike pad tot nou toe. En ek weet ook dat God het nog nooit gesê die pad gaan maklik wees nie. Maar ons weet wat dat ons op pad is. En mag elke siel wat jou stem hoor, die salwing en die krag van God beleef. En mag die seer wat in jou lewe deur is, ander se wonde geniet. Ek het iemand in Windhoek na die Here toe gelei, wat ek glad nie geken het nie. En op die einde van die dag, toe sy terug Oetjie toe waarvanaf hy kom. En ek sê vir hom, ek ken die mense op Oetjie nie. So snaaks het dit nou klink. Ek kon nie ek ken, sorry. Jammer, ek ken. Maar nie iemand waarna toe ek daai ou kon verwys het. En ek sê vir hom, gaan kyk asseblief op Oetjie, of jy iemand, hy sê, ja, daar is ook 'n Jannie wat ek van weet, wat die Here dien. En op die einde het Jannie hom verder bedien. My Irene. Nee, Jannie se Irene. Dis My Irene. dis sy Irene. Maar haar naam is my Irene. Mag die Here jou seën, my sussie. En mag die profetiese krag van God altyd deur jou beweeg. En jy jou hand altyd daarmee toebaan. Ja, mag die Here jou gebruik met daar waar jy gaan. Ek sê altyd, daar waar niemand ons sien nie, dis waar ons die verskil moet maak. Amen. Mag die Here jou kragtig seën my broeder. En dan sien jy 'n Roxie. Dit is Sydney se wederhelfte. Mag die Here jou gebruik, my suster. En ek weet jy het 'n passie vir siele. Moet nooit stop met daai passie nie. Dat daai passie altyd in jou hart brand. En daar waar dit vir jou lyk of ou sit nie afsluit, dan maak jy vuur. Die Here seën my suster. Andries Duplessis. O, Doepie. Ja, sê. Doepie, gooi net reg uit. Doepie, mag die Here jou kragtig gebruik. Jy weet, jy kan vir ons vanmôre klop goed vertel met ons weet. Ja. Dit weet ek. Maar mag die Here jou kragtig gebruik. En mag jy altyd daai passie in jou hart hê vir siele. Amen. Toe die kursus klaar was, toe kom Doepie na my toe. Toe sê vir my, soek 'n boek. Toe sê ek vir hom, nou gaan sit jy en jy lees daai boek deur, want ek het gesien, jy luister nie. Jackie. Ek wil nou vir jou dankie sê, dat jy my so gebless het. Hierdie sussie het my gebless met die gitaar. Toe ek hom op my nodigste het. Want myne wat ek gehad het gebreek so dat geen ou wil hom probeer regmaak nie. Selfs nie as ek nie. Mag die Here jou seën, my sussie. En die hart wat jy verander het. Die passie wat jy verander het. Nooit in jou doodgaan nie. Ek wil vanmôre vir jou iemand sê. Onthou, daar's niemand in die wêreld wat jou gaan seermaak. Jou medegelowiges is gewoonlik die wat ons die seerste maak. Weet jy hoekom? Ek het dit in die kursus seker op 'n stadium gesê. Daar's niks in die wêreld waarmee God ons kan sluit. As hy ons sluit, hy sê, eister, sluit eister. Maar verdra almal in
sendingwerk gedoen terwyl ons 'n sendingkantoor in Namakoland gehad het. En ek klim een aand in Walvisbaai by iemand se huis uit die kar uit. En die vrou kom stap op my af. En ek sien, maar dit kan nie waar wees dat twee mense so na mekaar lyk nie. Want vir Christine het ek jare laas gesien. En hierdie vrou lyk net so sy. En sy groet my nogal ewe so. En ek kyk haar so, ek sê, wat maak jy hier? Christine. Toe sê sy, ja, ek het gesien, dis jy. En ek kan vir julle ding sê, sy leef vir siele. Sy leef vir siele. En mag die Here jou seën, my sussie. Sy is deel van die span wat saam met ons beweeg. En Annetjie kry nou nie 'n papier, want sy het al 'n paar. Want Annetjie het al die kursus ook gedoen by 'n ander geleentheid waar ons, en Annetjie is ook deel, Annetjie kom staan hier so. Annetjie is ook van my kwadraatfamilie. Soos, wat jy ook vermoed. Annetjie is ook van my kwadraatfamilie soos pastoor Dennis. Daar is Silvers wat met Van Zyls getroud is. En ons families is nou van daai mixed breed, van die Silvers en die Van Zyls. En in my geval, die wêreld ook. En ook, o ja, en sy is met 'n wêreld, met 'n Jooste getroud, wat familie is van die wêreld. So hier's 'n vreeslike familie, want hier sê, ek gaan julle nou nie daarmee verveel. Pastoor Roan. Ja. Ek weet, een ding, as ek net 3 vir jou soort gehad het ek nou maar weer opgedel. Maar jy is hier. So roer die noorde ons die suide roer. Amen. En moet nooit dat iemand uit as die stil word. Maar ek weet, dis jou passie, is siele. Die ander goed rondom kerk en gemeente goed, dat die Here God het vir jou daai hart ook gegee, is min mense wat al twee kante het. Maar God sal jou kragtig gebruik. God bless you. Magdalena Werner. My sussie, jy is daar op die marktplek, sê hulle, in die skool. Mag hulle dit een van die dae ook 'n skool of feier doen. Want die Here sal vir jou wysheid en insig gee. Ek weet jy doen dit al jare om kinders se lewe te impakteer. Van hulle het al vandag kinders wat jy in jou lewe te impakteer het met die evangelie. Versoek skool gee. En ek wil vir jou sê wat hulle vir daai sendeling gesê het toe hulle China toe gestuur het. Go and preach the gospel, and if it's necessary, use words. Want ek weet jy is 'n voorbeeld vir die kinders. En vir onderwysers. En vir onderwyseres. Mag God jou kragtig gebruik, suster. Pastoor. Dis pragtig vir jou. Ja. Ek weet dat vanuit jou siel gered is, het jy 'n passie vir siele gehad. Daar was daar tye in jou lewe wat jy gesê het, Here, wat is die vreeslikste ding as jy 'n passie vir siele het, en dit voel jy kom nie meer uit. God jou kragtig gebruik, en ek is bly jy het jou gespaar te doen. God bless you. Daai lied is vir julle. Hier voorbij het hy 'n kruis
daar te wees as u kinders, Here, en in hierdie oggend net by u voete te wees. En te sê, Here, ons is so afhanklik. Ons is so afhanklik van u Heilige Gees en u teenwoordigheid. Here, ons wil nie eens oor 'n pad stap as u nie met ons is nie. Here, ons wil nie eens omdraai as u nie met ons is nie. Want u is ons alles, u is ons God. En ek bid in hierdie oggend, Here, dat u elkeen sal aanraak met u woord en dat u Heilige Gees elke hart vrugbaar sal maak vir die ontvanklikheid van u woord. En mag die salwing van die Heilige Gees elke hart vanoggend aanraak, Here, dat ons opnuut sal besef dat ons u bonatuurlik nodig het, Here. Ons het u so nodig, Here, want ons weet dat uit onsself uit is ons niks. Uit onsself uit is ons tot niks in staat nie, maar deur Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Ons weet vanmôre, Here, dat dit u is wat die prys betaal het, dat ons vanoggend kan lewe. Dis u wat weerstand gebied het teen die versoeking van die vyand, omdat u deurgedruk het na die opdrag toe, tot aan die einde u woord sê, dat tot die dood toe was u gehoorsaam. Ek bid vanmôre, Gees van God, dat u elke hart so sal voorberei in die naam van Jesus Christus. En ons eer u daarvoor. U kan die Bybel so lank oopmaak daar by Matteus 22. Matteus 22. Op 'n stadium nooi mense my na 'n byeenkoms toe waar 'n klomp Pinksterkerke bymekaar kom. En die tema vir hulle naweek se dienste, waar verskillende denominasies se leiers optree, is die tema van hierdie konferensie versoening. En hulle vra vir my, ek moet die Sondag se diens waarneem en ek moet dan ook die Sondag die nagmaal hanteer by hierdie konferensie. En ek sit die vorige aand, sit ek in 'n vriend van my se sitkamer. En ek is besig om met die woord van die Here vorentoe en agtertoe, en ek is besig om met die Gees van die Here te praat en te vra, Here, wat sê ek vir 'n klomp gelowige mense oor versoening? Almal van ons weet mos, wat is versoening? En terwyl ek so sit, gooi gou daar. Terwyl ek so sit by die tafel, staan daar 'n bak appels voor my. Terwyl die woord van die Here oop is, by hierdie gedeelte Matteus 22, daarvan vers 34. Die Gees van die Here vra vir my, waarvanaf kom hierdie appels? Nou, ek het op 'n plaas groot geword, dat my pa was 'n landbouer met lemoenbome. Ons het nou nie appelbome gehad nie, maar ek het genoeg kennis van hulle. Toe begin daar iets in my hart gebeur. En ek besef, ons as gelowiges is besig om iets te mis. En ek weet nie wat nie. Want hoekom vra die Here dit vir my terwyl ek met hom praat oor versoening? Dom, hier sulke sterk manne mos hier in hierdie plek. Hier al hierdie jong, hoekom is hierdie jong manne almal sulke grove sterk manne? Wat is jou naam? Anu. Kom bietjie so. Ons het as kinders, het ons altyd gekyk, wie kan 'n appel so draai in die pitte uithaal. Dan kyk ons wie se appel het die meeste pitte. Nou, wil jy vir my daar 'n paar pitte uithaal? Jy kan maar maak net wat jy wil. Jy kan draai aan dat jy sien wat jy doen. En jy is krag, jy praat krag. Julle moet nou mooi kyk wat gebeur hier so. Kyk nou, julle moet nou mooi
hom. En hy sê vir my, Jannie, julle maak aanspraak daarop dat julle die liefde het, maar julle vergeet van die proses wat dit moet voortbring. En God vat my terug in die proses van 'n appelboom, waarvanaf hy kom in sy eerste fase van 'n appelboom se leeftyd, die eerste jaar van sy fase, word hy ingeënt. Hy dra geen vrug nie. In die tweede jaar laat groei hulle sy top uit so lank as moontlik. In die derde jaar laat groei hulle sy takke en sy blare. En eers in die 5de en 6de jaar is hy 'n gevestigde appelboom wat kan appels dra. So daar is 'n proses wat hierdie appel voortgebring het, en die Gees van die Here sê vir my, julle maak aanspraak dat julle die vrug het, want liefde is 'n vrug van die Gees. En julle maak aanspraak dat julle die liefde het, maar julle vergeet van die proses wat dit voortbring, want liefde is nie net een môre op jou tafel nie. En hy vat my na hierdie woord toe. In Matteus 22 vers 34, en toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, hy het hulle op 'n plek gesit. Die engel sê, he put them to silence. Want hulle het nie geglo in die opstanding nie. En toe verduidelik hy vir hulle, want hy is die opstanding en die lewe. Jy redeneer nie met die waarheid as die waarheid voor jou staan nie. Daarom kon hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. Het hulle almal, hoor mooi, het hulle almal saam vergader, die Fariseërs en die Sadduseërs, en die wetgeleerdes. Toe vorm hulle, want jy sien, hulle self het nie met mekaar klaar gekom nie, want hulle leerstelling verskil. Maar die oomblik as hulle op Jesus se spoor gegaan het, dan het hulle 'n koalisie gevorm. Toe koukus hulle, ek het dit al gesien in my eie lewe, mense wat mekaar gedagvaar het, die oomblik toe hulle kom vir my weekends, toe is hulle sommer groot pelle, ons gaan hom uithaal. Dis wat hulle hier met Jesus probeer het. En een van hulle wetgeleerde het die vraag gestel om Jesus te versoek, en het gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Hoe blind kan jy wees? As die grootste gebod voor jou staan, en jy vra vir hom, wat is die grootste gebod? Want hy is die woord van God, hy is die lewe, hy is die opstanding, hy staan voor hulle, maar hulle is so blind in hulle leerstelling, dat hulle nie besef, dat hulle met die grootste gebod besig is om te onderhandel nie. Want hy is die manifestasie van God se liefde hier op aarde. Hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees, en homself op die aarde te kom openbaar nie. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Nou weet jy wat? Dis die gevaar van wet. Jy kan 'n wet onderhou sonder 'n greintjie liefde in jou. Jy kan reëls en regulasies daarstel sonder enige liefde. Jy kan slaafwette, jy kan selfs die klete en alles wat die wet bepaal het, kan jy onderhou sonder 'n greintjie liefde aan jou en in jou. Waarom dink jy toe op 'n stadium na hulle toe gedraai en hulle vergelyk met wit gepleisterde grafte? Waarom dink jy Johannes na hulle toe gedraai en gesê, ander geslag gaan dra die vrug wat by bekering pas? Ek dink nie, hulle daai een so lekker gesluk nie. Maar hulle het almal geweet, Johannes is 'n profeet in die Ou Testament. Dit is die eerste en groot gebod. En hier kom 'n groot ding, wat baie mense mis. En hy sê, en die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Immers langs die pad,
Waar die woord van God se bepaling is vir ons, dat hierdie twee gebooie is gelyk aan mekaar, wat is presies wat Jesus voor hulle kom manifesteer het. Hy het as God, het hy aarde toe gekom en hom as mens kom openbaar, sê Johannes 1 sê dit so mooi, hy sê en hy het onder ons kom woon. Hy het vlees geword en onder ons kom woon, want hy moes die vaderhart van God, moes hy aan die mens kom demonstreer, dat die mens weer kan terugdraai na God toe, en besef daar's 'n versoeningsplan. Amen. Want dit is wat gebeur, is ons draai weg van God se bepalings, en ons kies ons eie ideologie, en ons kies ons eie idees, bo die van God. Ons het baie in die kursus gepraat oor, dit het baie opgekom, wanneer ons praat oor die woord, dit gaan oor ungodly beliefs, dit gaan oor ongoddelike oortuigings, goed waarvan jy sommer oortuig raak, omdat 'n ander dit gesê, dan glo jy dit ook sommer. Ek het al manne in die bediening gekry, jong manne, wat in die bediening staan, dan sê vir my, nou besef ek het gemaak, soos daai een wat my geleer het. Ek onlangs vra ek vir 'n pastoor, van wanneer af sny julle mense uit julle lewe uit? Is God se saak van liefde, is die manifestasie van Jesus toe hy hier op aarde gekom het, is daar die teenwoordigheid van hom dan nie gewees oor die liefde wat God vir die mens het nie? Sê dan in Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dan sê hy vers 17, en nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld gered kan word. Nou hoe in die lewe wil ons iemand tot redding sien kom as ons hom verwerp? En terwyl ek hierdie woord lees, en ek sien daai laaste gedeelte, sê die woord van die Here daar in vers 40, hy sê, en hierdie twee gebooie hang, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Dit beteken elke profesie, enige iets van die wet, enige bepaling van die wet, as dit nie in liefde gedoen word nie, want dis wat hang beteken, ek is afhanklik van. My krag wat my daar hou, moet liefde wees. Hy vat my terug. Ek probeer daai aand 'n put uithaal. Ek het baie erger gesukkel as hy nou het. En terwyl ek so sukkel, ek sê later, julle, dis onmoontlik. Ek het 'n appel net so gedraai. Wat 'n soort appel is die wat jy wil oopbreek nie? Ek druk hom later met die vuis, dis net sous wat loop. En Jesus sê vir my, dis presies wat hulle met my gedoen het. Hulle het my vlees vernietig. Hulle het my uit mekaar uit probeer skeer. Want daar binne, as ek nou vir môre vir jou vra, wat sien jy hier tussen my twee vingers? Gaan jy vir my sê dis 'n punt? Dis die waarheid, maar dis nie die volle waarheid nie. Weet jy wat is hier? Hierdie dingetjie wat ek tussen my vingers het die volle potensiaal om 'n wortelstelsel met 'n boom met blare en takke voor te bring. Wat is die onverganklike saad van God wat in hom was, wat hulle wou vernietig het? Want hulle kan dit nie vernietig nie. Daarom sê God, is ek en jy uit onverganklike saad wedergebore. Die potensiaal van God, die dag toe God besluit, dis jou oomblik, dis jou uur, dis jou tyd, daardie oomblik toe sien God sy seun Jesus Christus in jou raak, en hy wederbaar die potensiaal van sy seun binne in jou. Paulus sê, nou leef ek nie meer nie, maar Christus in my. Want jy sien, Jesus het gesê, as die koringkorrel nie sterf in
ontkiem nie, hy sal nie groei nie, daar sal niks wees nie, hy sal net op sy eie lê daar. Maar dan moet 'n dag en 'n uur kom, wat jy sterf in jouself, en besef, dat Jesus Christus die een is, wat jou moet wederbaar. Daardie onverganklik is wat, daardie potensiaal van God, en hy begin vat met hierdie proses. Hy sê, julle maak aanspraak op die liefde, asof dit iets is wat julle maar net het. Julle sê, julle is lief vir mekaar, maar julle lieg. As ek vir jou vanmôre sê, ek het hierdie suster lief, dan lieg ek. Ek weet ek moet haar lief hê. Maar ek het haar nie lief nie, want ek ken haar. Hoe kan ek iemand lief hê wat ek haar weet? Jy ken hom nie. Dis immers op 'n dag moet daar 'n koneksie kom. Daar moet 'n punt kom waar ons ooreenkom dat ons die pad gaan saamstap. Want dit kom nie van self nie. Hy het nie net van self iewers eendag op 'n tafel kom lê nie. Daar was 'n landbouer wat moes kos gee, moes water gee, moes inent, moes snoei, moes pamperland, soos ons sê, vir 5 jaar lang, voordat daar 'n appel aan 'n boom in die 6de jaar gehang het. Dis die proses. En hy begin vat met deur die proses. Hy sê, hy daar die pad begin stap. Hulle noem dit vandag Via Dolorosa. Die pad van smart en pyn moes hy begin stap, want dis die proses van sy smart, van die nagmaaltafel af, waar hy saam met sy disippels gesit het, moes hy opstaan en gaan bewys. Hy moes gaan demonstreer wat hy gesê het. Ons sê so maklik, maar wys ons dade dit. Demonstreer ons regtig wat ons glo. As ons demonstreer wat ons glo, dan sal ons nie by nood verbystap nie. Dan sal ons nie by alleen mense verbystap nie. Dit het op die kursus uitgekom. Hoeveel mense selfmoord gepleeg in die afgelope tyd in Namibië. Hulle sê vir my daar onder in Gogga se wêreld, toe 'n vreeslike ding gebeur, waar 'n man sy hele gesin uitwis en homself 4, 2 kindertjies en 'n vrou en hyself. Toe's almal verbaas. Wil jy vir my sê, die mense in die omgewing het dit nie geweet nie. Toe ek het toets met die mense, toe sê hulle vir my, nee, ons het gesien, daar's iets fout by hom. Maar jy sien, dis hoekom Jesus daardie proses deurgegaan het, van die oomblik af, wat Judas Iskariot hom gaan verkoop het, voor die Sanhedrin, vir 'n slaaf se geld, 30 sikkel silwer, gaan verkoop hy Jesus, en hy sê, op die regte tyd sal ek vir julle wys met 'n soen wie hy is. En sy pad van smart begin daar, van die oomblik af wat hy van die tafel af opgestaan het saam met sy disippels, en hy het hulle gewaarsku, hy het vir hulle gesê, die duiwel is besig om julle te sif. En hy staan daar op, en van daai oomblik af het sy smart begin, het hulle hom van hierdie kant af na daai kant toe, het hulle sy baard net gepluk, het
En al waarmee die vervolgde kerk besig is om siele te wen. Want jy sien reg deur die geskiedenis van Christendom, sien ons dat elke keer wanneer Christendom die ergste onder vervolging gesit is, het die evangelie die vinnigste gegroei. En hulle het beplan, hulle het hoe lank gesukkel om hom dood te maak, waar hy in die tempel staan en hy sê, vandag is hierdie skrifwoord vervul, toe Jesaja 61 lees, toe hy sê, vandag is hierdie skrifwoord vervul, die gees van die Here is op my, toe gryp hulle hom, toe wil hulle hom by 'n krans gaan afgooi. En die woord van die Here sê, hy tussen hulle deur gestap en weggegaan, en hom gaan afsonder. Elke dag van sy lewe was hy gekonfronteer met die dood. Hier vra hulle vir hom, wat is die grootste gebod van die wet? Die woord sê, hulle het hom gevra om hom te versoek. Hulle wil graag hê, hy moet iets onskriftuurlik kwytraak, dat ons hom kan doodmaak. Maar weet jy wat? Hulle kon hom nie doodmaak op hulle manier wat hulle gedink het nie. Hulle kon hom nie net by 'n krans afgooi nie. En hulle kon dit ook nie doen, maar dan hulle wil nie. Want God se tyd vir sy lewe was klaar presies uitgewerk en bestem. Daarom het hy gesê, my uur, sê vir sy disippels, my uur het nog nie gekom nie. Maar die oomblik toe sy uur kom, toe sê hy vir hulle, ek gaan oorgelewer word in die hande van sondige mense. En toe begin daar die proses. Wat 'n proses? Toe begin daar die proses van uitmekaar uitskeer en uitmekaar uitbreek, want hulle wil hom vernietig, hulle wil hom tot niet hê, maar binne in hom was die onverganklike saad van God, wat nooit kan vernietig word nie. Waarmee jy wedergebore word, daardie liefde wat hy daar bewys het aan die kruis op Golgotha, dis die liefde wat in jou hart maak dat jy gewederbaar word deur die Gees van God. Dit het 'n proses gekos. Ek vra julle, is daar nog iets wat ek mis? En hy begin praat met my oor Petrus. Die vrees wat Petrus beleef het, wat hy op die einde gesê, ek ken nie hierdie man wat julle van praat nie. Maar nog, ontferm hy op in sy hart, oor hom. Hy het op 'n stadium vir Petrus gesê, en as jy tot bekering kom, versterk jou broer. Daar op die berg van verheerliking. Die afgelope tyd praat die Here baie met my op plekke by mense wat ek kom, is die Here besig om met my te praat en hy sê, ek moet vir die kerk vra, of die liefde wat hy bewys nog kwalifiseer. Ek sê, Here, hoe? Hy sê, just look how they treat Judas Iscariot. Want terwyl Jesus geweet het, dis die een wat hom gaan verkoop, dis die een wat sy rug op hom gaan draai, dis die een wat hom met 'n soen sal verraai, toe sak hy by sy voete, en hy was sy voete saam met die ander disippels in. Hoe maklik sê ek nie, ek praat nie weer met daardie, ek groet hom nie weer nie, ek sal nie meer by sy huis kom nie, ek gaan nie dit nie, ek gaan nie die nie, ek gaan nie daai nie. Wat Paulus sê, wat is dit hierdie ding van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Hy sê op 'n stadium sê vir die gemeente, weet julle betower. Die engel sê, who bewitched you? Weet julle aangedoen, dat julle in die gees begin het, en nou is julle weer in die vlees. Wat is dit dan, dat ons nie by die plan van God kan uitkom, en besef, wat God se Vader hart is nie. Want weet nie wat het gebeur, daardie hele proses wat hy aan die gang gesit het, en waardeur hy moes gegaan het, soos wanneer druiwe in 'n perskip ingegooi word, wanneer daardie mielies, daar in daai meele ingaan. Hoekom? Sodat iemand op die einde kan eet of drink. Hy moes deur daardie proses gegaan het, maar ons is nie bereid om deur die proses van God se meele
die lappe hierin. Hulle ken daai Engelse rooi dinge. Die lappe hierin sit. Van, gimme, my name is Jimmy, give me more, gee my nog. Lekker by die tafel sit, almal moet my dien. Die musiek is te hard, die musiek is te sag. Die pastoor preek te lang, die preek te stadig. Die matte is oud, ons moet nuwe matte insit. En daai goed is reg op hulle tyd. Maar is ons regtig besig met wat God wil hê ons moet doen? Is my gesindheid van my hart die van Jesus Christus, dat ek bereid sal wees, in plaas wat ek sê, wil iemand nie toch net vir my bid nie, dat ek kan vra, vir wie kan ek bid? Waar kan ek gaan? Waar kan ek help? Waar kan ek ondersteun? Want dis die proses. En die Here sê vir my, kom ons gaan 'n bietjie na 1 Korintiërs 13 toe. En ek gaan vat 1 Korintiërs 13 en ek sit, en die Here sê vir my, vat 'n potlood, en dan sit jy 'n hakkie om die woord liefde, en dan skryf jy agterin, verhouding. Want jy sien, daar's geen manier, wat jy liefde sal bewys of kan bewys as jy nie verhouding het nie. Want liefde is die vrug wat gebore word vanuit verhouding uit. Ek wil miskien nou 9 die aand, ek meen dis nou wat se programmetjies, dis nou cricket en wat alles, ek kan nie nou 9 na iemand toe ry of 8 na iemand toe ry nie, ek kyk nou TV. Maar iemand sit met sy hande in sy hare en die pistool lê voor hom op die tafel. En hy sit daar in sy verlore hopeloosheid en in sy hart bid hy, God, is daar nie net iemand wat my kan help nie. Maar omdat daar nie verhouding is nie, raak mense een kant toe alleen. Gaan kyk wat maak 'n jakkals met skaap, daar onder in die syde. Gaan kyk 'n bietjie wat maak hy met skaap. As hy sien daar is 'n bietjie afwyking, of die lam is 'n bietjie stadig, dan hardloop hy tussen die trop en die lam in, en hy begin hom afkeer. Hoekom? Omdat hy besig is om ons te sif, sê Jesus vir sy disippels. Hy is besig om julle te sif. Maar as ons opregte en ware liefde bewys en wil bewys, dan beteken dit ons moet verhouding bou. Ons moet verhouding bou, want daaruit kom die liefde voor. En weet jy wat? Jou liefde wat jy bewys sal die manifestasie wees van die verhouding wat jy reeds met God het, wat al die potensiaal van God is in jou wedergeboorte. Die saad waarmee jy gewederbaar is. Die onverganklike saad van God. En dan lees hy so, al sing ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie verhouding met mense nie. Dan het ek 'n klinkende metaal en 'n leidende simbaal geword. En as sou ek die gawe van profesie en geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek werke kan versit, en ek het nie verhouding met mense nie, dan sou ek niks wees nie. Want verhouding is hierdie proses wat Jesus gemanifesteer het. Dis die verhouding, dis die proses waardeur hy vir ons gewys het, dat liefde is nie net iets wat op 'n dag op die tafel lê nie. Nee, sy liefde wat hy in die wêreld bewys het, het hy nie net saam met sy disippels om die tafel gepraat nie. Hy het dit gaan demonstreer aan die kruis. Yes, dis hoekom hy daardie prys tot die dood toe aangehoorsaam gewees het, want dit is waar met daardie passie wat hy gestuur is. Daarom kan 'n goddelose sonde
sondaar 'n fliek maak soos Passion of Christ. En amper na daardie film sy lewe verloor aan drankverslawing. Want daar is 'n proses, daar is 'n passie in sy wese wat hom gedryf het om aan mekaar gehoorsaam te bly aan die opdrag waarvoor hy gestuur is. Hy het nie eendag afgewyk daarvan nie. Maar weet nie wat gebeur in ons? Die dag toe ons tot redding kom, en baie mense, die dag as hy tot redding kom, dan sê hy, prys die Here, nou is ek ook gered. En dan gaan sit hy. Ek sê nou die dag in die kursus, ouma was daar op die rak in die kombuis, het sy moes kenvloed gehad, ken julle? Daai goudgeel Perskus, my is ook goed geloop, as ek by die voordeur inkom, dan sê ouma, jy kyk hier op hier, kyk af, dis nog die Sondag. Daai halwe Perskus, hulle sit so, geen mens kan het drink. Party kinders van die Here sit ook so. Hy het nou tot redding gekom. Nou sit hy op die rak. En hy sien almal skarrel om hom. En almal bid om hom. En almal praat van mense wat op bekering moet kom. En hierdie rowwe ou buurman wat hier aan die kant bly. En daardie een in die dorp. En almal kan vir jou vertel van daardie rowwe ene. En daardie rowwe ene. Prys die Here, jy het my nie geken nie. Maar die proses, daardie proses wat Jesus deurgemaak het, was om op die einde van die dag vir die wêreld te wys, hierdie is nie praatgoed nie. Hierdie is goed wat gedoen word. Hy staan op 'n stadium, staan hy met die kruis op sy skouer, net voordat die kruis vir hom te swaar geraak het, staan hy met die kruis en hy kyk na sy disippels en hy sê vir hulle, as hulle dit doen met die groen hout, wat sal hulle nie met die droë hout maak nie? Kerk van die Here Jesus, as die wêreld na ons kyk, smag hulle ook na wat jy het, of sê hulle wat Jesus daar gesê het? As dit is hoe kinders van die Here mekaar hanteer, dan wil ek liewer nie daar wees nie, sê hulle. Ek stop nou die dag in 'n parkeerarea. Ek het die man agterna gesit, want dit lyk asof hy vir my weghardloop. En ek het 'n manier, as ek ou voor my hardloop ek agterna. Iewers sal ek hom kry in 'n hoek. Dis hoekom ons perde in 'n ring leer, nie in 'n kraal nie. Daar moet nie hoeke wees nie, want dit is wegkruipplekke. En ek het hom nou al, hy stuur elke oggend vir my 'n WhatsApp boodskapie van Angus Bakken, asof ek nie weet wat Angus is nie. Maar dit is alright, en op 'n môre toe sê ek vir hom oor 'n spesifieke boodskap wat hy vir my geforward het, en ek dink nie hy het die boodskap self geluister, hy het hom net geforward. Toe sê ek vir hom, my adres is nog op dieselfde plek. Dit sal nogal lekker wees om 'n geslag jou gesig te sien en net 'n WhatsApp van jou af te kry nie. Want jy sien, deesdae het dit so maklik geword, ons stuur maar net boodskapies, ons bel nie eens behoorlik meer mekaar nie. Want ons is te besig. En ek sit hom agterna en ek ry in die parkeerarea, en toe hy met sy cruiser so gaan stop, toe kom stop ek so voor hom. En ek sien, hy sit eers nog so 'n bietjie. Maar toe ek opkyk, toe sien hy my agter die stuurwiel sit. Hy sit 'n bietjie en ek sit 'n bietjie, ek kyk hom net so in sy oë. En sy vrou klim uit, want sy is redelik hastig. Die kry hastige vrouens. En sy klim uit, en ek klim toe uit en ek groet haar, ek sê, hoe gaan dit? Sy sê, nee, maar die omstandighede, maar ons styg uit, soos 'n arend bo die omstandighede. En daai tyd het hy ook dan net geklim, want hy sien nou, ek is nou al hier by hulle. En toe sê hy vir my, ek sal dit nou nie in die plain Afrikaans sê, soos hy dit gesê het, maar toe sê hy, maar hy dink sy sterkvere het al gebrand. En ek besef hier's moeilikheid. Dis hoekom hy vir my weghardloop. En ek vat hom aan sy arm. Ek sê vir hom, hoe sit my boeta? En hy sê vir my, jy weet, ek wil ook nou sê,
wat saam met my in 'n gemeente op 'n stadium was, het my nou gedagvaar vir $9 miljoen. Toe moet ek my daarin inhou. En ek sê vir hom, jy weet mos waardeur die Here jou al geneem het. Hierdie is maar net nog een. En in dieselfde oomblik sê vir my, ja, dis hoekom ek nou by die prokureur gewees het, want ons het die ding kon afkry na 1000 skaap toe wat ek vir die ou moet teruggee. Hy sê maar as ek vir hom 1000 skaap gee, het ek niks oor nie. En toe bly ek maar stil, want as ek nou vir hom gesê het wat ek wou gesê het, dan sou ek vir hom gesê het, dis lankal waar God jou soek, wat 1000 skaap jou nie uit die moeilikheid kan uithelp nie. Ek kom per geleentheid, kom ek onder in die Kaap, iemand vat my, 'n man wat nie eens gered is nie. Hy sê, 'n ou vriend van my in die wêreld uit. Hy sê vir my, jong, ek het nou iets aangevang, ek hoop nie is vir my kwaad nie, maar ek het vir die mense gesê, ek bring jou. Want hy weet hoe ons gelewe het, ons was in die wêreld saam gewees, en toe is hy nog altyd in die wêreld, maar die getuies en dit wat hy sien wat ek doen, glo hy, dit moet iets anders wees as wat hy ken. En hy sê vir my, ek het my vriende gesê, ek bring jou Kaap toe, want hulle seun lê in Grote Skuur Hospitaal. Hy lê in 'n koma al vir 10 dae. Grote Skuur sê hulle kan vir hom niks maak nie, hy moet uitgeplaas word na hospis toe, waar hy dan nou maar moet sterf. So ek hoop jy is my kwaad nie, ek het vir die mense gesê, bring jou nou. Ek sê, nou kom ons gaan. En ons is af Kaap toe. Kom by Grote Skuur Hospitaal, nie, hy is klaar uitgeplaas na hospis toe, by Somerset Wes. Ek ry Somerset Wes toe na hulle huis toe, kry jy ander broertjie daar, so, waar is jou ma, waar is jou moed, nie, hulle is in die hospis, ma is ook daar. Gaan soon toe, gaan staan, ontmoet haar daar so. En op 'n stadium sê ek maar, kom ons gaan na Sean toe, dat ons vir Sean gaan bid. Maar op daai stadium het ek geen openbaring van die Here, niks nie. Al wat ek weet, is ek is hier, omdat God hierdie afspraak gemaak het. En ek sê, maar kom ons staan net so, dan bid ons net saam. En die ma staan ook daar. Susan staan aan die kant die bed. En toe ons vir Sean begin bid, toe begin sy trane op sy wange afloop. En sy ma begin hysteries raak. Dan bekeer hy mos niks nie. Dan lieg hulle mos vir my. Hoekom hy lê dan hoor hy ons mos. En ek vat daai een kant toe en ek verduidelik vir haar. Ek sê vir haar, weet jy wat? God het nie ons liggaam nodig om te doen wat hy wil doen nie. En sy siel beleef presies waarmee God se gees nou besig is. En ons is daar weg, ons gaan slaap hier aan by vriende van hom oor. En die volgende oggend kom ons uit, en ons sit daar in die sitkamer en vra vir die Here, ek soek 'n woord vir hierdie situasie. Gee my openbaring. Ek gaan nie net weer bid en teruggaan nie. Gee my openbaring en die Here gee my daai woord waar die disippels vir Jesus gevra het, die blinde man, is hy blind as gevolg van sy sonde of voorouers se sonde? En Jesus sê vir hulle, nie een van die twee nie, maar sodat die Vader hierdeur verheerlik kan word. En toe ons klaar is daar, toe sê ek vir hom, nou kom ons gaan hospis toe, toe ons by die hospis kom, toe sit Susan op 'n tuinbankie, voor die hospis, sit sy in die tuin. En die Here sê, ek gaan deel daai woord met haar nou. En ek kom by haar, en ek staan by haar, en ek sê, hoe gaan dit? Sy sê, nee, alright, maar hartseer, mens weet nie wat ek kan toe, wat die son is nog altyd in die koma. En ek sê vir haar, hoe staan jou saak met die Here? En sy begin vir my hier soos ons maar almal hoor praat van, nee, en so, en lees dan Bybel, en die. Sy sê vir my, maar wat vir my die moeilikste is van alles, is ek kan nou 'n cheque uitskrywe vir 5 miljoen. Want haar man is die vorige jaar oorlede, toe erf sy kontrak besigheid, en sy het net die vorige week, het sy 'n casino
nou klaar gebou vir iemand. Sy sê vir my, Jannie, ek kan nou 'n cheque uitskrywe vir 5 miljoen. Hy sal nie hop nie, maar groot skuur sê ek kan niks vir my seun doen nie. En ek vat haar so na skouers, toe staan sy op en sy sê vir my, ek sê vir haar, weet jy wat, dit gaan nou hard klink wat ek vir jou sê, maar God soek jou lankal op 'n plek waar 5 miljoen jou nie kan uithaal nie. Toe knak haar knie, en sy val in die tuin op haar knie, en sy sê, dan soek ek Jesus. En sy neem Jesus aan daar in die tuin as verlosser en saligmaker, en ek help haar later daarop en ons stap in, nou moet jy weer by ou vriend is heel net by, wat nooit in sy lewe, hy het nie eens op 'n troue kerk toe gegaan nie, hy gaan net na die party toe. En hier gaan ons in die saal en ek sê maar, ons gaan bid weer vir Sean, dan gaan ons terug. En dieselfde ding gebeur weer, sy trane begin teen sy wange afloop, en die vrou begin huil weer, sy sê maar hulle lieg vir my, hy bekeer niks nie, hy gaan weer wakker word. Ek sê, ek het nog nooit gesien dat as 'n moeder God aanroep, dat God nie antwoord nie. Maar hy staan op, hy lê in 'n koma. En so gaan ons terug, en ek kom terug na Namibië toe, weer onder in Noordoor by my broer op die plaas, en die kom 'n oproep, en dis Leon, my vriend, en hy bel my, hy sê vir my, jy moet nou vir Sonja bel, hulle sit in die tuin en hulle drink tee. Ek sê, wat het gebeur? En ek hoor sy stem begin bewe so, hy sê, jy praat maar met haarself. En ek bel haar. Ek sê vir haar, wat gaan daar in die Kaap aan? As ek in die Kaap is, hy julle, nou hoor ek julle sit en drink tee in die tuin. Sy sê, wie praat? Ek sê, is Jannie, en hy kom net toe raak sy in die huil. Sy sê vir my, hy het Saterdagoggend, ons het die Donderdag kom gebid. Saterdagoggend, toe word hy wakker, en hy vra vir sy ma, hoekom is almal so nors en ongeskik? Wat gaan met julle aan? Sy sê, weet jy dat jy 13 dae in 'n koma was? Hy sê, wat 'n koma? Wat gaan aan? Sy sê, jy was in 'n koma nou vir 13 dae. En ek sê vir haar, al wat jy doen is deel daai woord wat ek met jou gedeel het, deel ek met hom. En sy bel 'n pastoorvriend wat sy ken in die Kaap. En sy sê vir hom, wil jy nie by ons 'n draai kom maak nie? Sy vertel my na die tyd, sy sê vir my, vir 'n week lank het Sean geen medikasie gebruik nie, en het geen pyn gehad nie. En elke oggend het 'n pastoorvriend van hulle, het hom kom bedien by die huis. En hy die Vrydag aand gaan lê, en Saterdagoggend, toe hulle by hom kom, toe sy oorlede. Somtyds laat God toe, dat ons deur hierdie krisisse, en hierdie smeltkroes, en hierdie prosesse gaan, dat ons die proses van liefde kan verstaan, en dit is verhouding, want dit is hoe ons verhouding met God leer ken. So seer en so hartseer soos dit soms is, my moeder moes 45 jaar, moet sy met daardie klip in haar hart rondgeloop het, van God het my gedrop. 25-jarige moeder wat swanger is, op die kant sit, en sien hoe haar man verdrink, en nie weet wat om vir haar 2 seentjies te sê nie. En die dag toe ek vir haar sê, by my huis, mama, die Here sê, hy het jou nie gedrop nie. Toe begin huil sy. Want sy het gesukkel haar lewe lang, om God se liefde te verstaan. En ek kom stap kort daarna, kom stap ek van die see af, en sy sê, kyk, kom, hier's gou iets wat ek vir jou wil wys. Ek het dit nou besef, die tyd wat jy onder by die see is, ek sê, wat is dit maar? Sy sê, kyk gou hierso, kyk jy, dis wat ek mis. Ek sê, wat is dit? Sy sê, kyk hierso, ek het dit nou gelees, in Johannes 3 vers 3 tot 5, ek is nog nie wedergebore nie, my kind. Toe sy hoog in haar 60's, toe sy dit agterkom. My ma was haar lewe lang tussen gelowig. Wat het gebeur?
En hulle het in Henties Baai vir haar 'n blytjie gegee eendag met 'n huisbesoek. En die blytjie vou so in 3 stukke oop. Toe laat maak ek 'n groot ene. En dit hang hom in hulle kerk se preekstoel op. Want dis die vraag wat hulle vir my ma gevra het. Toe vra ek hom vir die gemeente. Op die eerste blytjie is 'n groot vraagteken. Op die volgende een is jy oopvou staan daar geskrywe: as jy vandag te sterwe kom, sal jy gered wees. En op die derde blad het skrifte gestaan oor die ewige lewe. Ek sê, dis wat julle vir haar gevra het. So ek vra julle vanoggend as familie en vriende. Daarom het ek op hierdie preekstoel opgehang. Is julle gereed? Is ons bereid om hierdie proses deur te gaan? Is ons bereid om vervolg te word? Is ons bereid om soms moeilike situasies deur te gaan? Is ons bereid om ons eie tyd soms uit te koop om iemand anders van die hel te gaan red? Of maak ons ook maar soos hulle sê, mind your own business? Gelukkig vir ons, genaamlik vir ons, dat God sy liefde openbaar het. Al was die proses vir Jesus nie maklik nie. Kom ons staan en sluit ons oë. Here, dankie vir 'n wonderlike voorreg dat U ons uit U woord bedien en deur die Heilige Gees U woord vir ons wakker maak in ons hart. Here, dat hierdie 1 Korintiërs 13, dat die vrug van die Gees, dat ons sal besef vanoggend, Here, dis nie net iets wat ons sommer maar net het nie, dis nie net iets wat ons in ons hand mee loop nie, maar dat dit 'n proses kos om te kan op die punt te kan kom, dat ons besef, vanuit ons verhouding met U sal ons liefde bewys. Want dis wat U gedemonstreer het. Ek bid, Heilige Gees van God, dat U in elkeen se hart die naprediker sal wees, en dat die salwing van God elkeen sal vernuwe, 'n passie en 'n honger en 'n dors na U sal gee in hulle harte. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Self daai vraag antwoord. As jy vandag te sterwe sou kom, waar gaan jy jouself bevind? Vandag is 'n goeie dag om reg te maak. Die skrif sê, vandag is jy sy stem hoor. Vandag is jy sy stem. Ons gaan 'n koortjie sing, You won't leave here like you came in Jesus' name. En ek hoop dis vir jou ook so. Jy vanmorgen nog 'n slag moet kniel en nog 'n slag moet regmaak, met God of met mens, is dit 'n goeie plek. En dan sal jy nie hier uitloop, soos wat jy hierin geloop het. Staan saam met my as sing ons dit in oortuiging. You
Met jou onzekerheid het ek